Hoofstuk 4. Dominee Marius Burger was die wyse een van die binnekring. Die groep waarvan Katrien 'n geliefde lid was. Diep, filosofies, altyd gereed om raad aan die ander te gee, veral wanneer hulle in 'n morele dilemma gedompel was. Nie 'n sielkundige soos Katrien se nie, maar 'n geestelike vader, of some sort. Hy sou sy opinies baseer op die Bybel. Einde van storie. Streng, maar ontsaglik empaties teenoor die wat in die stoel voor sy groot, blink lesenaar kom sit en hulle harte ontboesem. Katrien sou wel een dag, slegs een keer, haar diepste geheim aan hom toevertrou. Maar hy was 'n man van integriteit, net soos Katrien se sielkundige Sander Pretorius. Haar geheim sou presies dit wees, en dit sou so bly. Te skokkend om aan enigiemand te vertel. Allerminste ondersoekbeamptes wat hande in die hare na Katrien sou bly soek. Katrien se sielkundige was psigo-analities, 'n Freudiaan, altyd gereed om met eindelose geduld die gemoed te ontrafel. Katrien se geheim sou wel aan hom bekend wees, maar natuurlik sou dit nie aan die speurders vertel word nie. Hy wou haar beskerm, haar eer, haar pyn. Beide van hulle het vermoed wie met Katrien se verdwyning te doen gehad het, maar daar was geen bewyse, geen fisiese aanduiding dat wat hulle in hulle harte bedink het, waar kon wees, of waar sy haarself kon bevind nie. Was sy in die land van die lewendes, of nie? Het sy haar naam, identiteit verander, weggevlug van die een wat haar oneindige skade aangedoen het? Het sy haar voorkoms verander op 'n verre ligging waar niemand haar kon opspoor, gaan vestig? Was sy haastig gered deur 'n ontsnap voertuig? Die nalaat van al haar besittings en simboliese aanduiding dat sy nooit weer gaan terugkeer nie. Of was sy finaal vernietig om nooit weer asem te kon haal nie? En so sou hulle geheime gesprekke met mekaar oor Katrien se verdwyning nooit, selfs nie een keer deur vele beraadslagings opgelos kry nie. Sou hulle nooit tot 'n finale konklusie kom nie. As sy vermoor was, sou die oorblyfsels van haar liggaam tog elders opgespoor word. En so sou daar slegs leë, vertelle leidrade na die groot, blink nasionale polisie se speureenhede terugkeer. Daar was niks, absoluut niks van belang gevind oor 'n tydperk van meer as 15 jaar nie. Niks wat vergerd en aan die brand. Haar ouers, selfs
effense afsluiting oor hulle enigste dogter, enigste kind se verdwyning kon gee nie. Nooit sou hulle vermoedens aan die speurders vertel nie. Wat as hulle verkeerd was? En klaat op die naam van die persoon wat hulle vermoed iets met die saak te doen kon gehad het. Katrien se sielkundige sou nie eens notas neem van die geheim wat sy een dag in een oomblik baie huiwerig aan hom vertel het nie. Dit was al slegs een sin van totale emosionele kwesbaarheid, katarsis, vrymakend, 'n emosionele las wat van jong, moe skouers afgeval het. Die tema's van haar skilderye het daarna verander, want sy was vry, selfs gelukkig. Dit was hoekom die forensiese sielkundige wat haar kuns ondersoek het vir enige emosionele donkerte, ontnigter van die groot, helder skilderdoeke weggeloop het. Beide Dominee Burger en Katrien se sielkundige sou dieselfde identiese boodskap aan die moedelose speurders gedurende die ondersoekonderhoude oordra, naamlik dat Katrien 'n gelukkige jong vrou was, dat haar introversie, skaamheid aan 'n kunstenaars temperament toe te skryf was, dat haar besoeke aan sy spreekkamer gehandel het hoe om haarself te aanvaar, haar skaamheid teenoor die rondom haar te oorkom, dat daar niks is wat hulle van haar weet wat iets met haar verdwyning te doen kon gehad het nie. Hoe sy deel van 'n loyale groep was, hoe sy dit tussen hulle geniet het, die gesprekke, gelag daarvan, hoe sy haar liefde teenoor hulle bewys het, deur skilderye as geskenke met 'n skamerige glimlag op verjaarsdae te gee. Maar die belangrikste van alles, sou hulle lewens in gevaar stel deur hulle vermoedens met die gemotiveerde speurders te deel. Hulle sou immers net so kon verdwyn soos hulle geliefde vriendin, om nooit weer gevind te word nie. Daar was egter iemand in die groep wat Katrien se geheim geken het. 'n geheim wat niemand, nie in hulle wildste drome, ooit sou kon raai nie. Tot dit eendag alles na die lig sou kom, 'n misterie finaal uitgepluis, en Katrien uiteindelik gevind sou word.